In die nuus vanaand. President Cyril Ramaphosa sê korrupsie en diensleweringsprobleme veroorsaak dat die land nie sy grondwetlike verpligtinge kan nakom om mense se lewens te verbeter nie. Meer as 6 dekades na die Sharpeville slagting leef inwoners van die gebied steeds in haglike toestande. En MK-leier oud-president Jacob Zuma vry na EFF oor die bevryding van swart mense. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin hier op SABC2. President Cyril Ramaphosa sê korrupsie en administratiewe mislukkings het die land se grondwetlike verpligtinge vertraag om die lewens van gewone Suid-Afrikaners te verbeter. Hy het gepraat tydens die Nasionale Menseregte Dag vieringe in Kimberley in die Noord-Kaap. Ramaphosa sê regstellende aksie, ekonomiese bemagtigingsteikens en grondhervorming bly nodig om betekenis aan die grondwet te gee. Die grondwet, insluitend die handves van menseregte, is vanjaar 3 dekades oud. Maar baie Suid-Afrikaners voel dat die regsbeginsels wat wêreldwyd geloof word, nog nie 'n blywende invloed op hulle lewens het nie. Most of them feel that they are yet to fully enjoy the benefits of a constitutional democracy. Across access to sanitation, as well as sufficient and clean water, is the crisis level around our country. Die regering erken dat daar gapings is tussen die grondwet se doelwitte en hoe dit die lewens van gewone burgers beïnvloed. Ramaphosa sê gevestigde beleide en wette moet dit verander. When the economy is more inclusive, when its benefits are more equitably shared, there is true social justice. Now, addressing the gap between constitutional promise and the lived reality of our people is central to the legitimacy and vitality of our constitution. Hy het ook 'n beroep gedoen op burgers om meer proaktief te wees. Constitutional democracy and the respect and advancement of our basic human rights depends on active and informed citizens. The Constitution's future will depend not only on state institutions, but on our collective commitment to uphold its values. Ramaphosa het vroeër 3 opgeknapte geboue aan die Retlameleng skool vir leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes in Galeshewe oorhandig. Dit sluit in 'n biblioteek, 'n wetenskapslaboratorium en 'n veeldoelige sportbaan. Die skool vir siggestremde en gehoorgestremde leerlinge en diegene met outisme het 'n 100% matriekslaagsyfer in 2025 behaal. Ramaphosa het beloof om die private sektor te mobiliseer sodat die skool sy droom om 'n koshuis te bou kan verwesenlik. Tydens ander menseregte vieringe in die land het politieke partye en jeugdiges klem gelê op die noodsaaklikheid om Suid-Afrikaners te herinner aan die apartheidsgeskiedenis en die vryheid wat die demokratiese regering teweeggebring het. Op 21 Maart 1960 is 69 mense by Sharpeville, suid van Johannesburg, deur die apartheidspolisie doodgeskiet terwyl hulle aan 'n optog teen die destydse paswette deelgeneem het. Tydens vandag se menseregte vierings by Sharpeville het die PAC 'n krans gelê op die plek waar die slagting plaasgevind het. In Kaapstad het die PAC-leier Mzwanele Nyonso Menseregte Dag in die Langa Township herdenk, waar 21 mense ook in 1960 tydens 'n optog teen die paswette afgemaai is. 'n herdenkdiens is op die toneel gehou waar die betogers destyds afgemaai is. Nonso sê mense moet herinner word van die opofferings wat die slagoffers gemaak het. I've realized that we are reducing Langa history as far as this day is concerned. So that's the reason we're here, because here on that day, just from D Block, 21 people were shot and massacred by the apartheid regime.
and that history, that painful history remains with us. Die 72-jarige Lucky Moketsi was 'n studente-aktivis toe hy in 1979 in hegtenis geneem is nadat hy in ballingskap was. Hy was 'n lid van die PAC wat destyds verban is. Hy is gemartel, ondervra en was vir 5 jaar in aanhouding in Robben Island. Economic independence is still in the hands of the few. We only achieved political power, but economically, there's still many things which are not yet correct. Drugs, our kids are not working, crime, so many things are not what we're fighting for. Suid-Afrikaners het hulde gebring aan die struggle-veterane. Having a right to speak your mind, having a right to walk and live wherever you want to. You know, the things that during our time, Tina, way back when, during apartheid, we never had. We knew that you can only live in Soweto, now I can live anywhere else in the world. I wouldn't be standing here right now if we didn't have human rights, you know. Shout out to my mixed race babies. Hoewel die demokrasie groot voordele gebring het, is daar nog baie werk wat voorlê. There's so many human rights violations that happen on a daily basis, like there's pipes that are burst here, people don't have water, people don't have electricity, women are abused on a daily basis. Like, it's not something that we focus on as a society and as youth. A lot of things that's happening through the world today, I mean, through the US and Israel and Palestine and Iran and all of these other places. The world is a mess. Die opofferings wat deur die struggle-veterane gemaak is, sal talle Suid-Afrikaners nog lank bybly. In die Wes-Kaap het die ANC se provinsiale takke 'n optog na die parlement in Kaapstad gehou om Menseregte Dag te vier en sy steun toe te sê aan die behoud van die land se soewereiniteit. Volgens die ANC sal Suid-Afrika nie deur enige iemand of enige land geboelie word om teen sy wil op te tree nie, ondanks die geopolitiese onsekerheid en toenemende konflikte in die wêreld. In 1960, people were killed in Sable because they stood up for their rights not to carry a dompas. And if we allow Donald Trump and all his people to bully us to do what they want, we would not be doing justice to remember the people who are prepared to die not to carry a dompas. That's the reason why we are doing that. This is our right to associate. We have the right to make our own decisions for our country. We have the right to practice whatever economics we want. We have the right to have our own international relations policy. And that is what we are marching for today. Terwyl Suid-Afrika Menseregte Dag herdenk, sê die inwoners van Sharpeville in die Val-driehoek, hulle reg op waardigheid word geskend. Hulle worstel al vir meer as 'n maand met die ondraaglike stank van poele rou riool op hulle drumpels. Die riool vloei deur die erwe en skoolterreine. Die gemeenskap eis onmiddellike ingryping. Die inwoners van Sharpeville sê hulle voel vergete. Die stank van rou riool het hulle daaglikse lewe in 'n nagmerrie verander en vrese oor 'n dreigende gesondheidskrisis laat ontstaan. It's a health hazard for everyone. It smells very bad. I'm sure you can tell by the smell, Honajwale. Our cars, we can't drive properly, we can't do anything. Our health is at risk, but no one is coming to help us. My dogter is swanger en hierdie omgewing is gevaarlik vir haar. Ek het ook 'n kleinseun wat aan asma ly. Sy toestand het aansienlik versleg sedert dit begin het. Die Imfuleni munisipaliteit erken dat daar uitdagings rakende rioolstortings reg oor die Val-driehoek is en sê maatreëls word toegepas om hierdie probleem aan te spreek. The municipality took a decision to establish what you call a special purpose vehicle, which is an SPV, for the reason to make sure that we've got an effective water and sanitation department. At current it's called Metsealikwa, but in transition now as it goes to SPV, it's called Val Water Corporation. And that will deal with all the comprehensive challenges that has to do with water and sanitation, including the spillages that are happening. Volgens die inwoners maak die huidige omstandighede 'n bespotting van menseregte. Hulle sê 'n plek met soveel historiese belang verdien beter. 'n Organisasie sonder winsbejag wat op plase in die Wes-Kaap werk, het 'n veldtog begin om die menseregte en waardigheid van plaaswerkers te verbeter, spesifiek vir vroue. Die Women on Farms projek meen manlike plaaswerkers geniet dikwels meer werkersregte en voorregte as vroulike werkers en sê dit moet reggestel word.
Arbeidsregte en die menseregte van werkers op plase is 'n groot knelpunt in die geskiedenis van Suid-Afrika. Maar dit blyk asof vrouewerkers se basiese menseregte meer gereeld as die van mans geïgnoreer word. Die grootste vereiste en wat vroue wil hê is dat hulle moet toegang hê tot grond. Dis deel van 'n feministiese regstelling, want vroue is baie kwesbaar, baie min vroue het toegang tot grond. In fact, vroue wat woon op plaas en nie een van hulle was al ooit direkte begunstigdes wat grond gekry het van die grondhervormingsprogram nie. So, en hulle het vir jare, vir generasies gewerk op die grond. 'n Inisiatief in Wellington bevorder regstelling in die sektor deur 'n mede-eienaarskapskema waar arbeiders aandeelhouers van plase word. Thokozani Wines op die Diemersfontein Wynlandgoed ondersteun die program. Ons het al die vaardighede wat in 'n wingerd gedoen kan word, soos agriculture, woman. Nee, ons bewerk die land en dan behou ons mos nou die prent. You see, dat is wat ek praat nou volgens my, wat ek nog al die pad wil gehad het. Gee vir ons net 'n stukkie grond, sodat ons vroue dit kan bemagtig, dat ons eie groente kan kweek, ons kan ons wingerde plant en ewen ons eie wyn maak. Nagenoeg 90% van die personeel in die maatskappy is vroue. Sommige van hulle werk reeds op die wynplaas sedert dit in 2002 gestig is. Diemersfontein het hande gevat met Thokozani in 2002 en besluit dat ons gaan 'n pad loop met die wingerdwerkers van Diemersfontein. Dit is 'n derde generasie plaas en dit het my opgewonde gemaak om te sê nou kan ek mense waarvan af ek groot geword het. Ek is 'n wingerdkind en my ouers was wingerdwerkers, dat ons kan saam hande vat en 'n besigheid bou waar hulle eienaars kan hê in die besigheid. Nog 'n hoë in die Tshwane Metro is geskort nadat hy betrek is by tenderongeruimthede by die Madlanga Kommissie. Die adjunkkommissaris van die Tshwane Metropolisie, Umashi Dlamini, se skorsing volg kort nadat die Metro se burgemeesterkomiteelid vir koöperatiewe en gedeelde dienste, Kolofelo Morodi, op spesiale verlof geplaas is. Sersant Fanny Nkosi het tydens sy getuienis beweer dat Dlamini en die Metro se hooffinansiële beampte, Gareth Mnisi, by 'n onregmatige multimiljoen-rand private veiligheidstender betrokke was. Nkosi se WhatsApp-boodskappe dui op Mnisi se betrokkenheid by die tender. Volgens beweringe het Dlamini en Morodi interne dokumente en veiligheidstenderdokumente met Nkosi gedeel. Die Israeliese verdedigingsminister, Israel Katz, sê sy land en Amerika gaan hulle aanvalle op Iran aansienlik verskerp oor die volgende paar dae. Hy sê die gesamentlike aanvalle sal voortgaan totdat alle bedreigings teen Israel en Amerikaanse belange in die Midde-Ooste verwyder is. Intussen het die internasionale atoomenergieagentskap bevestig dat Amerika weer die Natanz Iran verrykingsaanleg aangeval het, maar dat geen toename in bestralingsvlakke aangemeld is nie. Vroeër vandag het Iran missiele op 'n gesamentlike militêre basis van die VSA en Brittanje op die Chagos-eilande afgevuur en 'n gebied in Tel Aviv. Terwyl huldeblyke instroom na die dood van die legendariese Amerikaanse akteur Chuck Norris, het honderde mense kranse gelê op sy Hollywood-ster in Los Angeles. Norris, wat ook 'n 6-malige onoorwonne professionele middelgewig karate-kampioen was, is donderdag in die ouderdom van 86 dood. Die akteur was wêreldbekend vir sy rolle wat hom dikwels as onsterflik uitgebeeld het. Van sy bekendste rolprente sluit in The Way of the Dragon, The Expendables en die treffer televisiereeks Walker Texas Ranger. Net hierna, SETA gaan dalk 22 vletjieblassers weer aanstel wat afgedank is nadat hulle beweringe gemaak het oor onder meer korrupsie. Bly by ons. Welkom terug. Die Umkhonto weSizwe partyleier, oud-president Jacob Zuma, sê die party moet met die EFF saamwerk om die algehele bevryding van swart mense in Suid-Afrika te bewerkstellig.
Zuma het gepraat tydens 'n besoek aan die EFF-leier Julius Malema se huis in Seshego in Polokwane om sy laaste eer te betoon na die afsterwe van Malema se tante, Martha Malema. We believe, and I've talked to Mkondo Wesizwe, that there is no need for us to be separated by the whites. Absolutely no need. We need to come together, even if we have different organizations and views. But there must be something that says we need to be together so that we can liberate the black people. They look at us. It is a clear thing that if we don't do that, we are going to be slaves forever. And we don't want it. I believe that once we are still alive, we must be in charge of this country. Die administrateur van die sektorale onderwys en opleidingsowerheid, oftewel SETA, Leflogonolo Masoga, eis dat 22 vletjieblassers wat by die organisasie werksaam was, heraangestel word. Die werkers is afgedank nadat hulle glo uitgepraat het oor beweerde korrupsie, bestedingsafwykings en finansiële wanbestuur. Mashogo sê die afdanking van die voormalige SETA-werkers, Leshoma Ramachwe, Tsepiso Mofokeng, Tandi Mkhize, tussen 2017 en 2020 hou verband met die ongeruimthede wat hulle aan die lig gebring het. Upon my appointment as administrator in August 2025, the 3 dismissed employees petitioned me to review the decisions of the management of the services SETA of dismissing them from work on allegations which they believe were bordering on protected disclosure. After that petition, I sought legal advice internally, which was provided. And the internal legal advice was further subjected to a review by an independent law firm. Masoga sê die afdankings is teenstrydig met die wet op beskermende openbaarmaking, die arbeidsverhoudingswet en die grondwet. Die voormalige hoër onderwys en opleidingsminister, Dr. Nobushle Nkabane, is uit haar pos verwyder na die beweringe dat sy die minister van minerale en petroleumhulpbronne, Gwede Mantashe, se seun as die voorsitter van die SETA's aangestel het. Masoga is hoopvol dat die bestuursprobleme by die SETA aangespreek sal word en dat daar teen die werkers opgetree sal word. Die Wes-Kaapse Departement van Water en Sanitasie sê 'n multimiljardrandse infrastruktuursprojek in die Parel sal bydra tot die verbetering van sanitasiedienste en die plaaslike ekonomie 'n hupstoot gee. Die Drakensberg munisipaliteit het 'n toelaag van 1,4 miljard rand van die nasionale tesourie verkry om sy afvalwaterbehandelingsstelsel op te gradeer. Die projek het in 2023 begin en het ten doel om verouderende afvalwaterstelsels te verbeter en voor te berei vir toekomstige bevolkingsgroei en die verhoogde vraag na dienste. Die infrastruktuur sal na verwagting in die sanitasiebehoeftes van die Parel, Wellington en die omliggende gebiede voorsien. We're going to see housing developments that are going to be unlocked. And the good thing is that some of the housing developments that were blocked, currently they managed to link them to the system, which is currently being upgraded. Die projek dra by tot werkskepping en ekonomiese ontwikkeling, aangesien 60% van die werkers inwoners van die Parel en omliggende gebiede is. Drakensberg het baie uitdagings deurdat as 'n top sekondêre stad in Suid-Afrika is daar baie invloed van nuwe mense wat inkom, nuwe behuisings. Ons het onlangs is nog altyd besig met die Vlakkeland projek, baie meer huise die kan opbou nou. Ons het baie estates die kan en ook ontstaan huidigelik binne in die industriële gebied waar daar nuwe factories kom, nuwe besighede kom. Dis goed vir ons gemeenskap. Dit weet ons werkloosheidsyfer tans op ek dink tussen 18 en 90%. So dis goed vir Drakensberg, maar wat dit beter maak, dis ook goed vir ons landelike omgewing. Die projek se eerste fase is byna afgehandel, met die tweede fase reeds onderweg en sal na verwagting in Junie 2028 voltooi wees. Net hierna het ons vir jou sportnuus.
En dis dan al van die Afrikaanse span. Tot môre aand weer om 6:30 hier op SABC2. Geniet die aand verder. Totsiens.